Daar's 'n groot realiteit van die universe. Die universe laat niks buite balans vir te lank nie. Dan maak hy dit reg. Dan balance hy weer die skaal. Nou, 'n reality van Suid-Afrika hier is seker 40 miljoen mense te veel, amptelik. Dit sluit nou locals plus die immigrante in. In die 70's het die WNR 'n navorsing gedoen waarin hulle bepaal het, Suid-Afrika se draagkrag vir mense is 45 miljoen. Dan sal daar genoeg water wees vir die mense, genoeg water wees vir die industrie, genoeg water wees vir die landbou. Maar hulle het dit gedoen gebaseer op die veronderstelling. Die waterinfrastruktuur wat daar is, gaan in stand gehou word en uitgebrei word soos beplan. Nou, julle weet ja, die uitbreiding het daar fokol gebeur en die beplanning het daar, en die maintenance het daar fokol. Nou donder al die goed in mekaar in. Maar hier so amper 100 miljoen mense in die land. Dis te fokke veel. Ek meen, jy kan klaar sien, die waternood is serieus. Nou, as hierdie ouens grootskaals begin sewage water drink, gaan hulle fokke vrek soos vleehoue. En ons gesondheidssysteem is so opgefok, hy sal niks kan hanteer nie. Jy kan geen krisis hanteer nie, niks nie. Maar nou ja, hulle donder aan en hulle dink hulle is, jy weet, op 'n plek waar hulle het nie nodig om ag te slaan op die realiteit van wetenskap nie. Hulle het nie, hulle kan fucking aantel as hulle gaan. Nou hoor ek allerlei stories, ek het nog nie genoeg om waaroor te praat en so, maar ek hoor allerlei stories van 'n moeë krisis, wanneer die AIDS, hier's blykbaar so 8 miljoen HIV positief ouens, wat voordele gehad het uit daai Amerikaanse programme uit. Daai mense is nou fucking afgesny en daai Amerikaanse support is gone. Die regering bullshit die mense en sê nee, maar hulle sal hier support, maar ek luister na daai een plank met die kwas, wat reken nie, hulle het die emergency fees aangevra. Emergency fees wat volgens waarvan afkom, waar is dit? Waar is dit? Gesteel, dis weg man. In elk geval, ek weet nie met hoeveel persent het die HIV ladingstoetse gedrop in die laaste 6 maande nie. Skrikwekkend. Maar ek kan onthou, ek kan nou nie die ou se naam onthou nie, maar eers ek sien sy gesig so duidelik voor my. Hy was in 'n presidensiële verkiesing daar in die laat 90's so. Ek kan nie onthou teen wie hy gehardloop nie. Maar hy het onder andere gesê, as hy verkies word as president, sal hy 'n executive order uitreik, wat sê, die enigste mense wat HIV medisyne, jy weet, mediese support sal kry van die staat van Amerika, sal die mense wees wat ek dink voor 94 of so iets, wat voor daai tyd HIV opgedoen het as gevolg van bloedoortappings. Maar die wat het optel van die stekery en so, hulle is op hulle eie. Die staat gaan hulle nie medicate nie. Hy sê, want dit is 'n voorkombare ding, en as hulle dan nie luister nie, dan is hulle op hulle eie. Ek is so spyt die ou het nie gewen nie. Ek kan nie sy naam onthou nie, man. Maar in elk geval, die feit van die saak bly, 8 miljoen sê hulle is hier by ons positief. En hulle steek aan asof hulle fucking dik is niks nie, jy weet. HIV is fokol, hulle gaan net aan. Want hulle bly die pille en die medisyne goed kry. Hoekom? Hoekom moet ons belastingbetalers betaal vir hulle roekelose stekery? Why? Ek kan dit nie sien nie. Dankie vir my, dit is nie reg nie. Jy weet wat my die bliksem in maak? As jy dan kyk na die wette, daar's fucking wette wat my as 'n werkgewer verbied om 'n ou sy HIV status te vra. Ek mag hom nie dit vra nie. Vra ek why?
Daai ou is useless. Hy gaan binne afsienbare tyd fokol niks werk vir my maatskappy werk wees nie. So ek ben nou invest in sy opleiding, maar hy's 'n walking corpse. Maar ek mag hom nie vra daaroor nie. Plus hy's fucking gevaarlik vir al die ander. As jy byvoorbeeld in 'n ingenieurswerk of in die konstruksie is en so, die donders ding kry seer en bloedspat en al, dan sal daar 'n probleem. Maar nou ja, dis soos wat hulle die wette modify en maak om hierdie onheiliges te fucking beskerm. En nie van goeie waardes. Hulle is op hulle eie. Ek het hier 'n video wat ek vir julle wil wys van 'n girl. Daar's nou 'n ding wat pos vat, 'n benaming wat pos gevat het in Amerika, passport bros. En dit is hierdie manne wat uit Amerika uitgepad na ander lande toe en daar vir hulle vrouens kry en dan trou en daar bly. Hierdie girl verduidelik dit baie mooi. Luister gerus. Dit is vir my baie toepaslik toe ek dit nou vanmiddag op, ja, net die ding kry. Hier sy. Luister mooi wat sy sê. A passport bro is a man who is done with entitled, ungrateful, high mileage women in the West demanding provider status while offering nothing but an attitude fans link. Done with 50% divorce rates, false accusations, alimony, traps, and child support jails. Done with feminism lies. You're toxic if you want a feminine, loyal, fit, debt-free, low body count. So he grabs his passport, flies to Colombia, Thailand, Philippines, Ukraine, Brazil, anywhere but the US. Places where women still value men. Cook, stay slim, don't weaponize sex, and see marriage as a partnership, not a paycheck. Stats don't lie, my friends. US women initiate 70 to 80% of divorces. 60+% of Western women, 18 to 30, are obese or overweight. The average Western woman, 7+ sexual partners by the age 25, and that's backed by the 43% of U.S. men under 30 are celibate, rejected, or priced out. Foreign wives, lower divorce rates, higher happiness, traditional values, actual gratitude. Passport bros aren't running, they are upgrading. So I'm with you guys. Smarter, not weaker. West failed the men, so men left. Can't blame them. Baie waar wat sy daar sê hoor. Maar, jy kan glo, sy is vir uitgekak like hell. Hoor het sy sulke dinge sê. Maar dis die probleem. Mense wil nie die feite hoor nie. Wil nie waarheid hoor nie. Boerieman uit.